Ons almal kan die tyd lees. Ons weet wanneer dit etenstyd is. Ons weet wanneer dit slaaptyd is. Ons weet wanneer dit kuiertyd is, werktyd is, vakansietyd is. Maar op een of ander manier kan ons nie die tekens van die tye lees nie. Dit is Jesus se probleem met die godsdienstige leiers in Matteus 16. Hoor net wat sê hy vir hulle. Hy sê, in die aand sê julle, daar kom mooi weer, want die lig is rooi. In die môre sê julle, vandag sal dit onweer wees, want die lig is duinserig rooi. Julle weet hoe om die voorkoms van die lig te beoordeel, maar die tekens van die tye kan julle nie onderskei nie. 'n Slegte en 'n afvallige geslag wil 'n teken hê, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Jesus sê hy verstaan dit nie. Mense is so goed, hulle kan na die weer kyk, na die tyd kyk, hulle luister as hulle honger is, na hulle hongerpyne, as hulle vaak is, na hulle slaperigheid, as hulle moeg is, na hulle vakansietyd. Maar Jesus sê die belangrikste tyd is die tyd wat hy hier op aarde laat aanbreek het. Ons leef nou op Jesus se tyd. Hy het die tyd verander met sy koms. Hy het dit koninkrykstyd gemaak. Onthou jy? Onthou jy dat dit was Jesus se eerste preek, soos wat Markus 1 en Matteus 4 dit vertel? Hy het gesê, bekeer julle, die koninkryk van God is op hande. Ons leef op koninkrykstyd, op Jesus se tyd. Ons leef nie in die eerste plek in die tyd van slegte dinge, slegte gebeure, slegte mense en al daardie dinge nie. Ja, dit ook, dit gebeur ook. Maar heel eerste en bo al leer gelowiges om Jesus se kalender, Jesus se tyd te lees. Hy is die eindtyd. Hy het die laaste dae laat aanbreek. En as jy nie seker is daarvan nie, wil ek jou uitnooi. Gaan lees dit. Gaan lees Hebreërs 1 vers 1 en 2, waar die Hebreërskrywer dit onomwonde sê, in hierdie eindtyd, in hierdie laaste dae het God met ons gepraat deur die Seun. Jesus het die tekstuur, die aard en die inhoud van die tyd verander. My horlosie is ingestel op Jesus. My kalender is ingestel op Christus. Ek leef elke dag in hierdie eindtyd vir hom. Of daar moeilikheid is en of die pad gelyk is, dit maak nie saak nie. My lewe van begin tot einde is Christus sin. Hy bepaal die tyd. Hy bepaal my lewe en ek lewe vir hom totdat hy weer kom en totdat hy my kom haal. My hoop is Christus. Ek leer om die tyd deur hom te lees. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U die wysers van die tyd bepaal, dat U die inhoud van die tyd is. Ek loof U dat ek op Christus tyd mag lewe en sterwe en vir ewig mag lewe. Amen.